Lazarus kom uit. In die Bybel lees ons van 'n man genaamd Lazarus wat 2 susters gehad het, Martha en Maria. Hulle was baie lief vir Jesus, nie net omdat hy wonderwerke gedoen het nie, maar omdat hy vir hulle 'n vriend was. Jesus was vir hulle iemand wat hulle geken het, hulle meester, hulle Here, iemand wat hulle vertrou het. En tog toe Lazarus siek word en toe hy sterf, was Jesus nie daar nie. En het jy al so gevoel, of voel jy dan so? Jy bid, jy glo, jy roep, maar het voel asof die Here stil is. Jy sien, Martha en Maria het mense na Jesus toe gestuur, want hulle het geglo, as Jesus net by hulle kan wees, sal alles regkom. Maar Jesus kom nie dadelik nie, hy bly nog 2 dae waar hy is. En vir hulle kon het gevoel het soos vertraging, verwerping, soos 'n teleurstelling, soos stilte. En teen die tyd wat Jesus toe Betanië bereik, is Lazarus toe alreeds dood. En so hardloop Martha Jesus tegemoet en sê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus antwoord haar met hoop, jou broer sal opstaan. Maria sê presies dieselfde woord as Martha, maar toe gebeur iets diep en heilig. In Johannes 11 vers 35 staan en Jesus het geween. Hy huil nie omdat hy magteloos is nie, maar omdat hy medelee vir hulle twee het. Hy sien hulle geweldige pyn, hy voel hulle verlies, want sien hy's naby aan die met gebroke hart. By die graf sê Martha vir Jesus, Here, my broer ryk al, hy is al 4 dae dood, maar Jesus roep toe met 'n groot stem, Lazarus, kom uit! En hoor gou, Lazarus het toe uitgekom, lewend, maar nog gebind met grafdoeke om hom. En is dit nie soms ook ons storie nie? Ons glo, ons het lewe in Jesus, maar ons is nog gebind deur vrees, ons is gebind deur sonde, skuld en ou gewoontes. Maar toe sê Jesus vir sy disippels, maak hom los en laat hom gaan. En ek het nodig om vandag vir jou te sê, Jesus roep jou. Jesus roep jou ook vandag. Hy sê, kom uit. Moenie bly waar jy vasgevang is nie, moenie in die graf bly nie. Staan op, leef vry. Hy roep jou uit die dood na die lewe. Jy het 'n roeping en hy roep jou om op te staan uit daardie dood omstandighede in jou lewe. Staan op.